Toeskouers het in hulle hordes opgeruk om die uiters gewilde danskompetisie by te woon. Onder hulle was ook die Wes-Kaapse premier Helen Zille, wat haar sitplek langs die ATKV se besturende direkteur Japie Gous ingeneem het. Gous is nie min trots op wat die ATKV vermag het om die reel weer af te stof nie. Dit is vir die ATKV baie belangrik om iets soos die reeldans te doen, omdat dit een van die mees inklusiewe kultuuraktiwiteite is wat ons het. Dit is ook iets wat 7 jaar gelede, 8 jaar gelede eintlik morsdood was. En die belangstelling was so groot. Aanvanklik het ons begin met ouer mense wat alleenig die dans gedans het. En hier sit ons nou vir jaar waar ons meer as die helfte van al die spanne wat deelneem is juniors. Die hedendaagse vorm van die reel kan direk herlei word na die Khoisan, wat na 'n goeie oes of jagtog fees gevier het en in 'n sirkel om die vuur gedans het. Dit was vanjaar die suurtrappers van Wuppertal, wat met hulle vernuftige voetwerk en energieke passies stof in die oë van hulle mededingers geskop het en as algehele wenners in die senior kategorie aangewys is. As jy woord wat ek kan beskryf is actually amazing. Want ons het dit altyd oor daarvoor gewerk, hele jaar hard geoefen en die spangids onder ons was nog tot vanmiddag baie goed geweest. Die nuwe graskoue trappers, ook van Wuppertal, het hulle titel suksesvol verdedig en is weer junior wenners aangewys. Koreograaf Floris Smith loop oor van trots op sy dansgroepe. Daar is nie veel buitemuurse aktiwiteite en geleenthede in die omliggende omgewing nie. Die junior kampioene het nou soveel geleenthede wat vir hulle deure oopmaak. Ons staan op die drempel om in Amerika die reel te gaan verteenwoordig. Die nuwe graskoue trappers het boonop in April vanjaar 'n goue medalje by die Suid-Afrikaanse Kampioenskappe vir uitvoerende kunste gewen en hoop ook om tydens volgende jaar se wêreldkampioenskappe in Los Angeles hulle stal te kan wys. Nie een van die kinders in die groep was al ooit op 'n vliegtuig nie.